Goeiemôre, dit is maandagoggend 11 Mei 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis 'n nuwe week met nuwe dinge. Op hierdie stadium die hantavirus wat op die voorgrond tree en baie vrae laat ontstaan. Nou die hantavirus kom blykbaar vanaf die mis en urine van 'n muis of 'n rot wat oor die skottelgoed gaan of oor kos gaan waar hulle dan mors en op daai manier kry jy dan die hantavirus. En nie die hantavirus het nou die virus self het nou uitgebreek aan boord van die skip, die MV Hondius skip wat 'n passasiersskip is wat mense deur die wêreld vat na eksotiese gebiede soos die Arktiese sirkel, Antarktika en so meer. En dis waar hierdie hanta-siekte nou uitgebreek het volgens die rekords. Dis interessant dat 3 passasiers is dood as gevolg van die hantavirus en die skip was nou vir baie lank nie toegelaat om aan wal te kom om vas te meer nie en ons weet wel dat hy is gisteroggend toegelaat om ergens in die Kanariese eilande in die hawe in te gaan waar die passasiers dan nou waarskynlik weer in isolasie of kwarantyne geplaas gaan word. Maar intussen het daar nou voorvalle gebeur in Nederland en verskeidenheid van ander plekke het daar skielik nou ook hierdie hantavirus uitgebreek. Maar hulle sê die hantavirus is nie 'n aansteeklike virus nie. Maar as hy wel aansteeklik is, dan sê dit vir ons daar's met die virus gepeter. En hy is natuurlik dan aangepas in 'n laboratorium om die effek te hê dat hy aansteeklik gemaak word. Dis net interessant dat 'n skip wat geïsoleerd is op die water, dis waar die eerste gevalle uitgebreek het. Dit is die skip wat geblameer gaan word daarvoor, maar hulle was nie in aanraking met enige van die ander plekke sommer net nie. Ek dink die skip het vertrek daar uit Argentinië uit, maar ewe skielik is daar oral oor hantavirus gevalle. En die bekommernis wat by ons almal opkom is in hoe mate is dit nou weer 'n beplande epidemie. Ons weet Bill Gates het by baie geleenthede gesê dat die volgende epidemie gaan baie erger wees as die COVID-epidemie. Maar dan weet ons dat hier kom die middelverkiesings van die Amerikaners hier in November verjaar en soos in die vorige lockdown situasies het die mense die verkiesing eintlik gesteel deur middel van hierdie stemposbriewe wat hulle insit waar hulle nie fisies by die stemlokaal hoef te gaan aanmeld nie. En as daar nou weer 'n lockdown is as gevolg van 'n virus, gaan dieselfde situasie plaasvind. Mense gaan stemme kan stuur per pos en dit laat 'n groot ruimte vir die verdoeseling van stemme, die verandering daarvan en om 'n verkiesing letterlik te steel. Moenie vergeet nie dat ons het ook tussen verkiesings verjaar hier in Suid-Afrika en dit mag sekere persone pas. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros, wat nie 'n mediese dokter is nie, so terloops. Hy sê, every country in the world is now expected to fall in line with this international health regulations because of the hantavirus. He says it is now a moral obligation for nations to submit to and believe
in his global health order. It's only when we support each other that we can respond more effectively to viruses and outbreaks. Countries are expected to cooperate based on international health regulations. Nou, ons weet dat Suid-Afrika was een van die lande wat hierdie Wêreldgesondheidsorganisasie se handves onderteken het en hulle self uitelik onder die gesag of beheer van die Wêreldgesondheidsorganisasie en Dr. Tedros wie se verlede maar baie verdag is. Baie mense sê hy was verbind en word direk verbind met sekere terroristeorganisasies in die wêreld, die Hamas, die Hezbollahs en wat daarmee saamloop. Hoe dit ook al sê, daar's definitief 'n poging aan die gang en die mense word alweer stadig maar seker gereed gemaak dat dit 'n baie gevaarlike ding is wat oor die pad gaan kom. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê Robert Jr. Kennedy. Hy sê, we will never be ruled by them again. Dis nou nadat hulle van die Wêreldgesondheidsorganisasie onttrek het. En hy is die sekretaris of dan die minister van gesondheid in Amerika. Hy sê dat announced the full US withdrawal from the World Health Organization. In a historic speech, he exposes the World Health Organization failures during COVID and declared that America's health policy will no longer answer to unelected foreign officials. This move reclaims national sovereignty, ends US funding, and reshapes global health leadership. Dan sê hulle, hy took down the World Health Organization met die woorde, we will never be ruled by them again. Dan kyk ons na wat het Donald Trump kwyt geraak en ek speel nie die woorde vir julle die video nie want daar's agtergrondmusiek wat daarop is en daai agtergrondmusiek gaan maak dat YouTube dan optree teen my en die kanaal. Maar Trump sê die volgende oor die Wêreldgesondheidsorganisasies en dan die hantavirus wat nou uitgebreek het. Hy sê left-wing fanatics are trying to stoke fear and bring back the COVID restrictions. Not with us. We're not closing schools, not following mask mandates, not tolerating vaccine mandates, and no money for any institution who exercise restrictive measures. Hy sê, hy sal enige universiteit, skool, organisasie, maak nie saak wat nie, sy befondsing wegvat, indien hulle weer hulle self aan hierdie regulasies onderwerp, soos om maskers te dra, verpligte inentings ensovoorts. Nou lyk dit vir my of die enstof vir die hantavirus alreeds 2 jaar terug geregistreer is. Terwyl daar geen voorvalle van die hantavirus was nie, is die enstof reeds geregistreer. Nou, die groot vraag met die maklike antwoord. Wat gaan Suid-Afrika doen indien daar weer 'n wêreldwye lockdown aangekondig word? En die antwoord is Suid-Afrika gaan inval by die Wêreldgesondheidsorganisasie. Hulle gaan die wense van Dr. Tedros gaan hy uitvoer in Suid-Afrika. Want dit gaan oor geld. Suid-Afrika het nie 'n keuse as om te dans, as hulle sê dans nie. Maar dan die mees belangrikste vraag, wat gaan ek en jy doen? Wat gaan ons doen? Gaan ons inval? Of gaan ons nie daarmee saamstap nie? En as ons nie daarby inval nie,
as dit wet word in Suid-Afrika nie? Wat is die implikasies? Ons ernstige antwoord wat ons onsself skuld in hierdie verband. Gaan jy hierdie enstof neem? Gaan jy weer een van hierdie gifspuite neem? Of het ons genoeg geleer uit die COVID-epidemie en die COVID-enstowwe? Gaan mense maar net weer draf en in 'n ry staan om ingeënt te word vir die hantavirus, wat ek vermoed het presies dieselfde inhoud as die COVID-enstof. En dat hierdie mRNA-inspuiting alles behalwe die hantavirus gaan keer, maar dit gaan vir jou baie sieker maak. Ons mag nie vergeet van die wêreldwye sameswering wat daar is om die bevolking van die aarde te verminder nie. En daar's 'n verskeidenheid van maatreëls wat hulle toepas om dit reg te kry. Inentings is ene, hongersnood is 'n volgende ene, wêreldoorlog is 'n definitiewe ene wat hulle gebruik. Want kyk maar net 'n bietjie, wie word in die oorloë uitgewis? Wie word minder gemaak? Wit mense. Deel van hierdie vervangingsteorie wat deurgevoer word, waar onverkose elites beheer oor die wêreld wil oorneem. En dis tyd dat ons as behoudende, konservatiewe mense besluite moet neem rondom, gaan ons dit vat, gaan ons dit nie vat nie. Wat is die implikasies daarvan? Of is dit dalk een van ons rooi lyne in die sand? Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend terug by julle en dan sal ons 'n bietjie kyk wat intussen gebeur, maar ek dink wat ernstige gevolge nou in die wêreld ook kan hê is die situasie in Latvia. Ons sal miskien vinnig daarna kyk môreoggend. Mooi loop, lekker dag.